Goeiemôre broers en susters, vriende, baie welkom by die geleentheid waar ons die Here aanbid en saam in sy teenwoordigheid kom op 'n besonderse dag, omdat ons aan die een kant dink aan die uitstorting van die Heilige Gees, ons in die week bietjie daaroor gedink en ons is dankbaar dat ons in die krag van die Gees altyd by mekaar kan kom. Ons gaan aan met ons reeks oor Petrus, maar ons sal sing van die Heilige Gees en ook in die preek kom dit altyd na vore wat die werk is van die Heilige Gees. Ons is dankbaar om dit saam met mekaar te vier. Aan die ander kant het ons klasses, eintlik ons kerkverband, ons opgeroep deur Klasses Potchefstroom tot 'n dag van verootmoediging. Ons gaan ook in die erediens in besonder tyd maak om net ernstig saam met mekaar te bid. Klompie gemeentelede gevra om saam te bid. So maak dit ook regtig deel van jou belewenis vanoggend as ons net onsself voor die Here kom verootmoedig. Klompie afkondigings net wat meelewing betref. Ons bid vir die Lombard familie met die afsterwe van oom Johan. Sy begrafnis was gister gewees. Mag die Here vir Esther en vir hulle kinders baie diep troos. Dan dink ons aan Sunny Oosthuizen wat 'n beroerte gehad het. Sy word tans in Wilgeheuwel Hospitaal behandel. Ons dink in besonder aan haar en dat die Here ook vir hulle sal vashou. Magda Botha het begin met chemoterapie, ons bid saam met jou ook Magda. Ida Kreer het donderdag 'n heupvervanging gaan in Sandton Kliniek, sy sterk aan. Benny Venter ondergaan DV Woensdag 'n rugoperasie in die Wilgeheuwel Hospitaal. En dan sê ons baie geluk aan Pierre en Yvonne Joubert, wat 'n kleindogter ryker geword het. Ons is saam met hulle baie dankbaar. Ons het 'n klompie mense wat verjaar op hierdie dag, Daniel Erasmus, dis vandag en dan maandag wat kom om Larry Coetzee en Larry word 82 en besonder geluk vir hulle, dat dit 'n dag en 'n jaar sal wees waarin die Here net vir julle meer van hom kom leer, meer van hom kom wys. En dan het ons net 'n klompie goeie nuus dinge wat ons met julle graag wil deel. Maar weer eens rondom ons barmhartigheidswerk is ons dankbaar dat die Here aanhou om ons gemeente te gebruik ook. Dit was moontlik vir Diepsloot gemeente om die week 40 kospakkies voor te berei. Selfs 'n hoender hierdie keer kon bysit, so hulle is daaroor baie dankbaar en dit gaan nie net vir lidmate nie, maar ook aan nie lidmate in nood. So ons bly aanhou dankbaar wees dat die Here ons in staat stel om dit te doen en hou aan asseblief om die barmhartigheidsdiensgroep te ondersteun ook in hierdie werk. Ons het kerkraadsvergadering gehad hierdie week, ons het hierdie week wat kom weer, ons het net so 'n bietjie die Zoom dinge getoets en die agenda lekker kort gehou, so ons was opgewonde om saam met mekaar te kom wees. Lees asseblief die verslag daaroor in die nuusblad. In die vergadering wat kom eers komende donderdag, so 'n bietjie meer ernstige, uitdagende goed wat ons saam met mekaar wil hanteer, onder andere die moontlikheid om ook virtueel nagmaal te kan vier. En dan natuurlik ook 'n verdere saamdink oor ons teruggaan na die kerkgebou toe. Ons wil dit so gou as moontlik doen, so gou as wat dit verantwoordelik is en prakties is. Dit is net nie so eenvoudig nie. So bid asseblief daarvoor ook verwysheid oor hoe ons dit moet aanpak en hoe ons dit moet benader. En dan herinner ons sommer net aan die welstandsvraelys. Daar's 'n welstandsvraelys wat uitgegaan het en wat regtig vir jou 'n geleentheid gee om deeglik terugvoer te gee en kontak met ons te maak sodat ons na jou toe kan terugkom as daar dinge is en kan help en mekaar kan ondersteun en ook van ons bedieninge kan aanpas om regtig ons te help om in die geloof te groei en meer soos Jesus te word. So kyk uit vir daai welstandsvraelys as jy hom nog nie ingevul het nie, vul dit asseblief in. Dit is ons afkondigings. Kom ons raak met al hierdie klomp goeders in ons harte en ons gedagtes net stil voor die Here en dan berei ons harte en ons gedagtes voor om hom te ontmoet. Ons gaan dit doen deur hierdie volgende lied saam met mekaar te sing. O Gees van Vader en van Seun, ons voorspraak, leidsman, krag en steun. Kom ons sing dit met ons hele hart saam. Van Vader en van Seun,
Ons woordem kom uit Psalm 95 vers 6 en vers 7. So ek gaan vers 6 vir ons voorhou en dan sê ons allemaal vers 7 met ons hele hart saam. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. As ons die Here so bely, dan groet hy ons met sy seën, is onder sy seën wat ons hom kan ontmoet. Hy kom sê vir ons, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon, in Randburg, in Johannesburg, Suid-Afrika, reg oor die wêreld, wat dalk vanoggend saam luister, soos God die Vader het vooraf bestem het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprenkel te word met die bloed van Jesus, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Amen. Kom ons loof en ons prys hierdie Here met Psalm 147, ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 2. En as jy wil, staan dalk sommer op daarso in jou huis, staan saam met mekaar op en sing hierdie met julle hele hart saam. Ons plaas ons hand in hierdie God se hand wat gebrokenis van hart optel. En ons doen dit deur ons geloof te bely. Ons gaan dit doen aan die hand van die belydenis van Sia, en jy kan in jou hart saam met my die volgende sê. Luister weer na hierdie wonderlike, heerlike belydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, sy eniggebore seun die eniggebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit lig, God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe, op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. En aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, om wie se uitstorting ons vandag terugdink. Hy is Here, ons glo in die Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek, hy het met ons gepraat, ons glo dat hy steeds deur sy woord met ons praat, nie waar nie. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige
bedeling. Amen. Het is wonderlik om ons geloof so te bly. As ons dit doen, dan kom herinner die Here ons hoe ons moet leef. Ons het ons hand in syne gesit in geloof, en dan kom wys hy vir ons wat kom uit sy hand, waarvoor roep hy ons. En ek het dit goed gedink om ons te laat kyk na die 10 gebooie in die lig van Petrus. Ons ken die wet van die Here, ons hoor dit elke Sondag, nee, daar's een God. Ons moet hom aanbid soos hy aanbid moet word, die tweede gebod. Ons moet sy naam met eerbied en respek gebruik en dit nie misbruik nie. Ons moet rus in Jesus, rus van ons werk. Ons moet die rusdag heilig hou. Ons moet ons ouers en almal wat in gesag oor ons aangestel is eer. Ons moet lewe respekteer en nie doodslaan nie. Ons moet ons lywe respekteer, ons seksualiteit en lewe in die trou aan ons huweliksmaat soos wat die Here dit wil. Ons mag nie steel nie, ons mag nie jok, vals getuienis gee nie, ons mag nie ons oorgee aan begeertes wat ons oorheers nie. En nou wil ek graag hê ons moet kyk hoe al hierdie dinge na vore kom as Petrus hierdie gemeente herinner hoe hulle moet lewe. Luister wat het ons al oor gepreek. Vers 14 sê, as gehoorsame kinders moet julle lewe nie inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het nie, toe julle God nie geken het nie, 10de gebod. Nee, soos hy wat julle geroep is, het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Dis eintlik die hele wet, nee, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Dis die eerste, tweede, is al die gebooie. Aangesien julle hom as Vader het, vers 17, as julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Vers 22, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Dis 'n samevatting van die hele tweede deel van die wet. 1 Petrus 2, hou dan op met elke vorm van kwaad, alle bedrog, 9de gebod, hygelaarry, ook 9de gebod, jaloesie, kwaadpratery, die 3de gebod, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, is vers 11. Daarom dring ek by julle aan om nie aan julle sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Dit Dominee Shaw laasweek gepreek, nee, gedra julle altyd goed onder die heidene, tot eer van die Here, nee, vers 13. Onder die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid. 5de gebod, ons gee in die prediking ook daarna. Dis die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Nee, gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer, julle medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keiser. Sien jy hoe al die gebooie eintlik na vore kom in Petrus? Ek wil hê dat ons net 'n oomblik moet stil maak en denke ook aan die oproep tot 'n dag van verootmoediging deur ons kerkverband. Net vir 'n oomblik stil in die lig van sy wet, in die lig van dit wat ons al in Petrus gehoor het. Leef ons so, het ons hom in ons naaste lief. Kom ons raak 'n oomblik stil en dan gaan 'n klompie van ons gemeente vir ons begelei in gebed. Kom ons raak stil voor die Here. Vriende, ons gaan nou vir ons almal intree, ons gaan ons begelei in gebed en ek het hierdie lidmate van ons gevra om saam met ons hier te wees, so 'n bietjie verteenwoordiging van ons gemeente, oom Jan wat namens ons bejaarde mense net kan intree, en Monet saam met ons jonger mense, en Sarina saam met ons nog jonger mense, en ek namens die families en dan ook namens ons as gemeente saam. En dis deels omdat ons kerkverband ons opgeroep het om ons net regtig voor die Here te kom verootmoedig en ons harte voor hom te bring, maar ook omdat die president ons uitgenooi het om saam met die hele land te bid. En die wonder is, ons weet ons bid nou saam met klomp godsdienste, maar ons weet ons aanbid die ware God, die lewende Here wat regtig kan hoor en wat regtig by ons is. En so bid asseblief saam met ons as ons nou intree vir ons gemeente, maar ook vir ons land en ook vir ons wêreld. Kom ons bid saam.
Here, baie dankie dat ons na U toe kan kom, ons Vader wat in die hemel is. 'n Vader wat sorg en wat voorsien. Here, as ons ook die voeltjies al buite was, Arina se deur vlei, dan weet ons, U het vir ons gesê, U sal vir ons sorg, net soos U sorg vir die voëls van die hemel. Ons is baie meer kosbaar as hulle, en dis hoe ons na U toe kom, as ons Vader en ons Koning, en ons wil U eer en loof en prys en dank. Vader, ek wil graag intree namens ons families, ons huisgesinne, almal wat in hierdie tyd ook baie besorg is oor hulle kinders, mamas en papas wat moet werk, en wat regtig besorg is oor waantoe hierdie alles gaan. Ek wil in die eerste plek sê dankie dat ons hier het, dat ons mekaar het, dat ons in hierdie tyd van isolasie saam kon wees as families, en dat U vir ons soveel geleenthede gegee het om mekaar beter te leer ken, en ja, op 'n manier nader aan mekaar te groei. Ons bid dat dit wel gebeur het. Here, ons bely ook voor U die kere wat ons as ouers nie ons kinders grootmaak soos wat U wil nie. Ons bely dat ons baie keer selfsugtig is, dat ons dinge van ons kinders verwag wat nie goed en reg is nie, ook in hierdie tyd, dat ons spanning op hulle uitgehaal het, op mekaar as mamas en papas. Ons wil regtig in belydenis voor U kom en jammer vir ons aandeel baie keer, ook as huisgesinne in die gebrokenheid van hierdie wêreld, dat ons nie vir U luister nie, dat ons ongehoorsaam is. Ons wil bid vir vergifnis, ons wil bid dat U ons sal vergewe vir elke ding waarin ons teenoor U oortree het ook in hierdie tyd. Ons wil bid dat U ons kom nuut maak, ons bid vir vergifnis en genade, en Here, ons wil bid dat U ons sal vashou in hierdie tyd, dat ons U sal vertrou, ons en ons kinders, dat ons U sal vertrou vir hulle opvoeding, dat ons U sal vertrou vir ons almal se toekoms, en dat ons sal weet, ons is in U hande, dat niks ons uit U hande kan ruk nie, want U is ons hemelse Vader, U sorg vir ons. Dankie dat ons hierdie dinge voor U kan bring, en in U naam bid. Amen. Liewe Heer, dankie vir die voorreg dat ons U ken en weet dat U in beheer is, en spite van hierdie de mekaar tyd. Here, dankie dat ons nog steeds skool kan hê en dat ons kan aangaan met ons akademiese jaar. Ek weet ons baie kinders wat nie die voorreg het nie, en ek bid dat U hulle sal lei en vir hulle sal moed gee. Here, dankie ook vir hierdie spesiale tyd saam met ons gesinne, ten spite van die baie moeilike en die mekaar situasie waarin ons is. Here, dan vra ek asseblief dat U met ons ouers sal wees en vir hulle sal moed gee. En ek weet ons baie onsekerhede wat hulle in die gesig staan en bekommernisse oor werk en die ekonomie. Hou ook asseblief ons veilig en warm, en vir al die mense wat nie huis het nie. Hou ook asseblief, Here, dat al die kinders wat net soos ek baie bekommerd is oor die skooljaar en baie onseker is oor wat die jaar vir ons sal inhou. Here, dan wil ek ook sê jammer dat ons soms so selfsugtig is oor die goed waar ek myself bekommer. Want ek weet ons moet net vertrou in U en weet dat U 'n plan het met alles. Vergewe ook asseblief alles wat ons verkeerd doen en dink. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, vandag wil ek net graag ons jong klomp aan U opdra. Here, in hierdie bekende tyd was dit nogals challenging om dit aan te pak, en dit is nog steeds, veral vir ons wat dalk enkellopend is, ons wil graag dit saam met iemand wil aanpak, saam met ons pasmaats wat U vir ons uitkies. Maar ek kan regtig getuig dat ons geseënd is met klein groepe, met familie en vriende, wat uitgereik het na mekaar en mekaar ondersteun en mekaar bemoedig. Ek wil ook jammer sê dat ons jonges soveel druk op onsself plaas om onafhanklik te wees, om te veg vir nog 'n beter posisie by die werk. Want ons glo dit is nou ons kans, ons is nou jonk, ons moet nou hard werk. Jammer ook dat ons soveel tyd maak vir 'n klomp ander goeders, tyd om te gaan oefen, tyd om te sosialiseer, om nog 'n nuwe show te gaan kyk. Regtig om net rustig te raak en om U ons nommer 1 prioriteit te maak. Maar dankie dat U ons kom herinner het in hierdie tyd dat dit op die ou ende net ons en U is. Here, dat U die belangrikste moet wees en dat U ons weer opnuut kom herinner dat U alles ten goeie laat meewerk om U naam groot te maak en vir ons beswil. Here, en ek wil net vra dat ons sal aanhou om U ons rots te maak.
Dat ons nie ons werk of ons buitemuurse aktiwiteite, ons vriende en alles waarvan ons so baie hou, dat dit nie is waarop ons geloof bou nie, maar op U. Dat dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Dankie o Vader dat U altyd naby ons is en ook by ons wil wees. Dat U altyd hoor as ons met U praat, soos nou. Selfs as ons maar net in ons gedagtes met U in verbinding is, veral ons as U ouer kinders wat nie meer so mobiel en beweeglik is nie meer so sterk en altyd gesond soos voorheen. Dankie dat U swaar kry en eensaamheid ken. En dat U ons sterke Vader is wat ons krag gee, ons versterk en moed gee, wat ons deur die lewe dra, ook wanneer ons fisies nie meer maklik kan beweeg of loop nie, dalk bedlêend is, as die sorge van die lewe ons wil oorweldig. Ag o Here, daarom vra ons ootmoedig, dat U maar asseblief geduldig met ons ouer mense moet wees, met ons irritasies, swakhede, en veral ook met ons vrese vir onsself en ons families, van wie sommige ons nie eens in die tyd kan besoek nie. Versterk ons, Here, met die wete dat U die sterk een is, wat alles onder U beheer het. Help ons om ons vertroue alleen op U te stel, om altyd bewus daarvan te wees dat niemand en niks ons uit U genadige arms kan wegruk nie, al gaan dit ook hoe swaar. Maar, o Here, ons wil ook belydenis doen, dat ons as ouer mense so dikwels selfgesentreerd lewe en maar net fokus op ons swakhede, ons gesondheid, ons onmag, ons kort geheue en noem maar op. En dat ons vergeet dat ons 'n almagtige Vader het, dat ons deel is van U gesin en dat U koninkryk, waarvan ons ook deel is, die middelpunt van ons lewe moet wees en nie net ons eie wêreldjies nie. Vergewe ons dit genadiglik, o Here, en maak ons opnuut bereid om U met oorgawe te volg en te dien. Dit vra ons in Jesus se naam. Here, as ons bidend ons gebed afsluit, tree ons in namens almal in ons gemeente. Ons het probeer om op hierdie manier ook groepe te verteenwoordig, maar daar's baie mense wat dalk ouer is, maar alleen is, wat geskei is, wat kinders het, wat nie meer met hulle praat nie, al so baie stikkend en seer ook, en ons kom daarom as ons hele gemeente, as hierdie huisgesin, wat U vir ons gegee het om van deel te wees, maar ook as U kerk in Suid-Afrika, die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, ons kom namens ons kerkverband en namens ons gelowiges in Suid-Afrika, U kerk hier, en Here, ons bid dat U vir ons sal vashou en vir ons sal dra in hierdie tyd. Dis 'n uitdagende tyd. Here, dit vra so baie, ons moet nou met wysheid besin of in hoe ons moet teruggaan na ons kerkgeboue toe, hoe ons dit veilig gaan maak, hoe ons almal gaan insluit, hoe ons nog steeds ons roeping om ons naaste se lewens te beskerm gaan nakom. Ons moet oor so baie goed besin. Gee vir ons wysheid. Here, ons wil ook as U gemeente voor U kom en bely dat ons nie altyd soveel erns maak met ons kerk wees in praktyk is wat ons moet nie. Ons het baie teorieë, ons hou daarvan om U woord partykeer te hoor sodat dit ons ore streel, maar ons wil nie regtig altyd U volg in die moeilike dele van kerk wees in die omgee en die swaar kry, waar ons U goeie nuus moet gaan bedien nie. Ons is swak in dit. Here, ons is nie goed altyd om te getuig in hierdie tyd van U liefde en U genade en U sorg nie, om te praat oor ons enigste hoop. Dat ons hoop nie is in ons president of in ons regering of in die dokters nie, maar uiteindelik net in U. Ons vergeet dit, so ons bely ook as ons hele kerk, as ons gemeente saam, dat ons swak is. Here, kom maak ons nuut, kom gee vir ons die lewe. Kom werk in ons die krag van oortuiging om te kan getuig en lief te wees en te dien, al is dit selfs moeilik. Seën ons, Here, ook nou as ons verder gaan luister, saam gaan luister na U woord, spesifiek hierdie roeping, om U kerk te wees, in moeilike tye, ons selfs onreg te kan verdra en te verduur. Gee dat ons
nie dieselfde vanoggend sal weggaan van ons skerms af as wat ons hier kom sit het nie, maar dat U ons sal lei en sal verander deur U lewende woord, deur ons lewende verlosser wat ons ontmoet in die woord en deur die krag van die Gees. Ons bid hierdie alles tot U eer, tot verheerliking van U naam. U is ons koning en ons Here, hou vir ons vas. In U naam bid ons dit. Amen. Kom ons vra die Here om ons te help, om te luister en mooi te hoor, voordat jy vir ons lees uit Petrus. Kom ons sing saam liedboek 442, vers 1 en vers 2. En weer eens, ons fokus op die werk van die Heilige Gees saam met die woord. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, voor my tot die eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot die eer. Die Here praat met ons uit 1 Petrus hoofstuk 2 vers 18 tot 25. Jy gaan dit vir ons saam lees. Ons lees uit die 33-53 vertaling, is net 'n bietjie duideliker hoe die gedeelte in mekaar pas, so ek lees vir ons daai, maar jy is welkom om jou 83 vertaling ook oop te hou. Kom ons luister na die Here se woord. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dan is dit genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy geskel is, nie teruggeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was as dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Dis die Here se woord en ons dank hom dat hy met ons praat. Vriende, ek wil begin deur net so 'n tree terug te gee en so 'n bietjie uit te zoom, soos ons sê, sodat ons hierdie ernstige oproep van Petrus, hierdie menslik onmoontlike opdrag binne die groter verhaal van ons menswees, ons bestaansgeskiedenis, soos die Bybel dit vertel, dat ons dit so kan bekyk. Niemand van ons kan leef sonder antwoorde op die volgende vrae nie. In die eerste plek, waarvoor is ek hier op aarde? Jy het nodig om dit te weet. In die tweede plek, wat is fout? Waarom is dinge so wonderlik, so heerlik, so mooi, so goed aan die een kant, en so verskriklik sleg aan die ander kant? Wat is fout met hierdie wêreld? Wat is fout met my? In die derde plek, hoe kan dit reggemaak word? Dis die hoopdeel, nie? Hoe kan ons dinge beter maak? Kan ons dinge beter maak? Is daar 'n antwoord op die seer en die swaar kry en op boosheid, wat soms lyk asof dit net nie 'n einde kry nie?
Nou ek sê nie dat ons almal altyd bewustelik oor hierdie vrae dink en mooi uitgewerkte antwoorde het nie. Ons reageer meestal uit ons onderbewuste, uit ons harte, maar almal het hierdie 3 dinge nodig. Almal het 'n lewensdoel nodig. Almal moet op 'n manier sin maak van hoe dit gaan in die wêreld en almal moet hoop hê. Of jy nou godsdienstig is of nie, moslim of jood, Christen of hindoe of ateïs, jy het hierdie dinge nodig. Jy het 'n antwoord nodig en die ding is, jy het een of ander antwoord. Jy het in jou kop of in jou hart of in jou onderbewuste antwoord. Nou, dis natuurlik ook die 3 groot vrae wat God vir ons in die Bybel kom antwoord en ek wil dit probeer antwoord en vir jou wys wat dit is met so 'n bietjie gebruik van woorde uit Petrus wat ons tot dusver gehoor het. Wel, dis die eerste een is, waarom is ons hier? Ons is hier om God te dien, om hom te verteenwoordig, om heilig te wees soos hy heilig is. Nee, ons is na sy beeld geskape, ons is sy koninklike priesterdom. Met ander woorde, ons is hier om in gehoorsaamheid aan God as onderkonings van die koning te heers oor sy skepping en hom in ons naaste dienend lief te hê. Ons moet self opofferend lief wees vir God en vir mekaar en vir al die mense rondom ons. Dis hoe ons gemaak is. En ons moet almal en ook God se skepping eer met respek en eerbied behandel, want hy het dit gemaak. Vriende, ons is geskape om God so te verheerlik en instrumente te wees waardeur hy sy hele plan met sy skepping verwesenlik. Nou, wat het fout gegaan? Wat is fout met ons wêreld? Ons wou dit nie doen nie. Ons was aan God se woord, sy roeping ongehoorsaam. Dit het begin by Adam en Eva, maar ons het saam met hulle gekies om God se plek in te neem en te strewe om gedien te word eerder as om te dien. En dit het alles stikkend kom breek. Ons verhouding met God, ons verhouding met mekaar, ons verhouding met die skepping, soveel so dat ons sedertdien 'n oorgeerfde sinnelose bestaan voer, skryf Petrus. Dorings en dussels en trane en dood en seer en swaar is die gevolg. Ons het geestelik dood gegaan die oomblik toe ons gesê het, ons dink ons kan beter doen vir onsself en op ons eie. Petrus noem hierdie ding in ons, hierdie doodsheid, 'n toegee aan ons sinnelike begeertes. En dit geld uiteindelik alle begeertes, selfs goeies wat ek probeer bevredig, los van God en met myself in die middelpunt. Ons is van nature slawe van die sonde. Dis wat fout is in ons wêreld. Wat is die oplossing? 'n wet, 'n stel reëls, leef so en dit sal baie beter gaan. Nee, dit help nie, want die probleem is met ons harte, nie net met ons optrede nie. Petrus het vir ons gewys, die oplossing vra iets baie meer radikaal as 'n uitwys van die probleem en 'n hantering van die gevolge van die probleem. Dit vra 'n ingryp en 'n kragtige wonderwerk uit God se hand. En dis wat God kom doen in en deur Jesus, die grootste wonderwerk. Jesus kom en word mens, God word mens, hy kom leef, die volmaakte lewe, volmaakte gehoorsaamheid, volmaakte diensbaarheid, volmaakte heiligheid, maar hy sterf die verskriklike dood wat ons eintlik verdien. Hy dra God se oordeel as hy die vervloekte kruisdood sterf, en dan breek hy deur die dood as hy opstaan. En deur hierdie daad en die verkondiging daarvan, kom werk die Heilige Gees lewe in sy uitverkore mense se dooie harte. Hy werk wedergeboorte. Hy maak vyande van God se kinders. Hy bring sy mense uit die duisternis oor na die wonderbare lig, het ons gehoor. En hy vergader hierdie mense in 'n nuwe geestelike huis, 'n nuwe tempel, sy kerk. As Jesus opvaar en sy Gees uitstort op ons, word ons sy kerk, sy liggaam, die draers van hierdie goeie nuus in die donker wêreld in. Ons is sy weermag van lig wat moet gaan veg teen die duister, teen die onreg, teen die boosheid en ons moet veld wen. Ons is geroep om veld te wen, disippels te maak tot hy weer kom om die bose finaal te vernietig en alles finaal nie te maak. En omdat ons besef en verstaan nou waarom ons gemaak is ons in 'n sin vreemdelinge en bywoners, vreemd aan hierdie wêreld, vreemd vir hierdie wêreld. Ons is mense wat smag om tuis te kom, smag na die hemel en aarde, soos God dit oorspronklik bedoel het en wat hy gaan laat kom. Maar ons weet ook, ons is hier en nou deel van sy nuutmaakplan. En hy is besig om ons nog nie te maak, voor te berei vir daai tyd. En ons is soldate in sy weermag wat saamveg
vir sy koninkryk? Ek hoop jy is nog by. Dis die Bybelse antwoorde op hierdie 3 vrae. Hier is die kort weergawe. Waarom ons is hier, wel God maak ons om hom en ons medemens en sy skepping te geniet, deur dienend vir hom en sy skepping en ons medemens lief te hê. In die tweede plek, die tweede ding is, wat het fout gegaan? Wel, ons was nie tevrede hiermee nie. Ons het probeer om God se plek te vat en toe breek alles stukkend. Ons het geestelik gesterf en alles val hoe langer hoe meer uitmekaar. Dis wat fout is. Die wonder, die oplossing is dat God kom ingryp deur homself te kom onderwerp aan die volle gevolge van die sonde in en deur Jesus. En so ruk hy ons wat hy gekies het, wat in hom glo, uit hierdie doodsheid uit, en hy maak van ons sy kerk, sy medewerkers, sy weermag in die koms van sy volle koninkryk. Weermag moet ons net kwalifiseer, want ons is 'n weermag van diensknegte, priesters. Hoe veg ons met sy wapens, op sy manier, vir hom, tot sy eer, op die plekke waar hy aandui, en dis waarby ons wil uitkom, en dis die rede vir hierdie lang inleiding. Want as ek en jy nie hierdie groter prentjie verstaan nie, verstaan wat is die geveg waartoe God ons nou oproep nie, as ons nie God se antwoord op waarop ons hier is en wat fout is en wat die oplossing is en hoe hy dit wil oplos verstaan en daarop inkoop nie, dan gaan dit wat Petrus in hierdie gedeelte van ons vraag glad nie sin maak nie, dit gaan ondoenbaar wees. So kom ons kyk met dit in ons agterkop na die opdrag en dan na die 3 kernmotiverings wat Petrus hiervoor gee. Ons begin elke keer met 'n want in ons teksgedeelte. Ons moet met eerbied onderdanig wees aan gesagsdraers, selfs in tye van onreg, as hulle ons onregverdig behandel, want ons lewe vir die goedkeuring van een, vir die lof van een, God alleen. Dis vers 19 tot 20 se opsomming. En dan vers 21 tot 24, hoekom moet ons dit doen? Want ons is geroep om in Jesus se voetstappe te volg. Dis hoe hy ons verlos het en hoe hy ons wil gesond maak. En dan in die laaste plek vers 25, want ons moet onderdanig wees, want ons het hierdie lydende Jesus as herder en opsiener van ons lewe. So kom ons werk hierdeur. Hier is die opdrag, die eerste punt, vers 18. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Wat 'n opdrag. Jy sien, my ateïs vriende sal dadelik sê, hier's waarom ek niks met die Bybel te doen nie. Petrus sê niks oor die onregverdige, onmenslike instelling van slawerny nie. Inteendeel, dit lyk of hy dit goed praat. En op die oog af lyk dit so nie waar nie. Slawe, letterlik huisbediendes, 'n sekere tipe slaaf, moenie teen die sisteem rebelleer nie, moenie probeer loskom nie. Nee, onderwerp julle vrywillig, stel julle self ondergeskik aan julle eienaars, julle werkgewers, en doen dit met 'n eerbiedige gesindheid. Want dit kan dalk sin maak as jy dink dis goeie mense vir wie ek werk, regverdige eienaars, maar nie, Petrus voeg by ook aan die wat verkeerd is, wat onredelik is, wat julle sleg behandel. Ondenkbaar. Nou, hier's 'n paar dinge om in gedagte te hou. Ons moet onderskei tussen hierdie tipe slawerny van die Bybelse tyd in 17de, 18de eeuse slawerny. Dis nie dieselfde ding nie. Albei was erg. En die gedagte dat een mens 'n ander mens kan besit is ondenkbaar vir ons. Maar die slawernysisteem in Bybelse tyd was daar regte 'n poging om iemand wat finansiëel in die moeilikheid gekom het 'n tweede kans te gee. Dit het 'n manier geword waarop jy vir jou gesin en familie kon sorg, en daarom kry jy dat baie van die huisbediendes geleerde mense was in die samelewing. Hulle was dokters, politici, landgoedbestuurders, onderwysers, tutors. Hulle kon hulle self ook vir 'n groot deel loskoop na 'n sekere tyd as daar nou nie korrupsie in die stelsel was nie. En daarom het baie mense hulle self kom vrywillig aanbied as slawe. Dit was 'n oorlewingsopsie en die bedoeling was in 'n sekere sin goed daarmee. Dis net om te sê dat Petrus nie die meer moderne slawerny soos ons dit ken, waar mense gesteel is uit hulle lande en dan in 'n ander land as slawe verkoop is en in haaglike omstandighede in slawerny gehou het nie. Dis nie wat hy in gedagte het, as hy hier skryf nie, hy het nie daai tipe slawerny geken nie. Hoe dit ook al sê, dit bly erg, né? Dit dryf in teen die Bybelse waarheid in dat alle mense gelyk is en waarde voor God het, na God se beeld geskaap is.
En daarom kan een mens nie 'n ander besit nie. En terloops, dis juist hierdie waarheid, hierdie beginsel wat uiteindelik deur hoofsaaklik Christene gebruik en gedryf word om 'n einde te bring aan die slawerny wat ons geken het uit die 17de, 18de eeu. En die vraag is dan maar, waarom sê Petrus dit nie al hier nie? Waarom spreek hy dit nie aan nie? Die ding is, Petrus weet hoe God alle onreg en stikkend wil heel maak. Hy het God se manier leer ken. Petrus weet 'n paar dinge. Hy ken die antwoorde op daai eerste 3 vrae waarmee ons begin het. Petrus weet dat God nie die wêreld so gemaak het nie. In tuin van Eden was daar geen slawerny nie, geen onregverdige baase vir wie ek moes werk of aan wie ek my moes onderwerp nie. Hy weet verder dat daar niks van hierdie boosheid gaan oorbly op die nuwe hemel en aarde nie. En hy weet hoe God dit gaan doen en dis nie op die manier wat ons van nature dink of wat vir ons natuurlik kom nie. Jy sien, eens op 'n tyd het Petrus ook gedink soos ons almal van nature dink. Die probleem is daar buite, dis die sisteme, dis daardie slegte mense daar buitekant myself. Vir hom was dit die bose Romeine en die Romeinse sisteme. En daarom wil hy Jesus met die swaard verdedig, kap uit daai soldaat se oor af. Daarom sê hy vir Jesus, jy sal nooit sterwe nie, onder my toesig nie, want dis vir hom ondenkbaar. Maar hy het intussen geleer, die probleem is baie groter as wat hy gedink het, dis baie dieper en is baie nader. Dis in ons harte, dis in sy hart, weet Petrus, dis in my en jou hart. En geweld en wette hou mense dalk onder bedwang vir 'n tydjie, maar dit verander nie harte nie. En dis die rede vir die opdrag. Dit is deel van God se plan om alles nuut te maak. Dis hoe hy my en jou wil nuut maak. Hy roep ons op tot respekvolle onderdanigheid aan mense wat in gesagsposisies oor ons aangestel is. En ons kan dit spesifiek toepas op ons werksplekke van ons hedendaagse werkplekke, want ons baie aspekte van vergelyking. Maar dis alle gesagsverhoudings. En hy roep ons op om hiermee aan te hou, respekvolle onderdanigheid, selfs al beleef ek onreg. En hy roep ons op om nooit, ooit op 'n eiewillige, selfsugtige, disrespekvolle, wêreldse manier hierdie onreg aan te spreek nie. Luister mooi, Petrus verbied ons nie om dit aan te spreek. Vriende, ek en jy leef in 'n totaal ander wêreld as Petrus en sy eerste lesers, nie waar nie? Ons het 'n demokrasie, ons het arbeidswetgewing, waaroor ons so dankbaar kan wees. Ons is nie meer slawe soos hierdie mense was nie. Ons het wettige maniere om onreg aan te spreek. Ons mag en ons moet dit doen. Maar hier's wat nie verander nie, die beginsel van hoe God dinge wil verander, dit verander nie. Ek moet ten alle koste onreg probeer, ek moet nie ten alle koste onreg probeer ontvlug nie, en ek mag nooit op 'n eiewillige, selfsugtige, disrespekvolle wêreldse manier daarteen in opstand kom nie. Dis die beginsel. As ons alle wettige maniere gebruik het en daar kom nie uitkoms nie, dan word ons geroep om dit te verdra. En onsself te onderwerp met eerbied en respek aan hierdie einste mense wat ons so sleg behandel. Waarom? En hoe kan ons? Wel, onthou hoe ons na die wêreld kyk. En luister hoe prakties antwoord Petrus dit in ons tweede punt. Waarom? Hoe kan ons? Vers 19 en 20. Want is genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Nou die vertaling van hierdie Griekse woord in vers 19 met genade in beide ons vertalings en in ander vertalings is so bietjie jammer. Dis nie verkeerd nie, maar in die konteks verwar dit die betekenis so bietjie. 'n Beter vertaling sou wees prysenswaardig. Dis prysenswaardig. Ek dink die NIV vertaal dit met commendable. Dit is die Engelse woord. As iemand onregverdig terwille van die gewete voor God of dalk eerder, omdat hy so diep bewus is van God se teenwoordigheid, omdat hy heeltyd in sy gedagtes hou, dat hy vir God leef, dat God in beheer is, dat God sy koning is. Daarom is dit commendable, daarom is dit prysenswaardig as hy so ly. Nou die verband met genade is dat hierdie optrede 'n teken is van diep hart
en lewensverandering wat plaasgevind het van genade van God af. Nee, dis 'n teken van ware vryheid. Ons kom nou weer daarna toe terug. Jy sien, as ek lewe soos meeste goeie mense van hierdie wêreld en oor die algemeen mense hulle gang laat gaan, nee, ek beantwoord, ek is rustig en geduldig en 'n goeie mens en ek lewe eintlik, ek beantwoord goed met goed en kwaad met kwaad. Dis hoe meeste mense leef. As ek so leef, dan word ek 'n slagoffer, 'n gevangene van onreg. Want in 'n sekere sin is daar nie vir my hoop nie. En wat het ek dan anders om te doen as om bitter te raak en te verwens en te vergeld, veral as ek nie daardeur gebreek kry nie. Maar as ek die onreg geduldig verdra en kwaad met goed beantwoord, dan breek ek die bose kringloop en ek breek hierdie kettinge van my sondige hart, nê, wat net vir myself lewe. Ek breek dit in die krag van Jesus. Dis 'n teken dat my diensbaarheid nie geforseerd is nie, maar vrywillig. Ek is niemand se slaaf eintlik nie, behalwe ek's 'n slaaf van Christus. Niemand kan my eintlik verslaaf nie, want ek is 'n slaaf van Christus. Niemand kan my eintlik verneder nie, want ek verneder myself in gewillige onderdanigheid. Niemand kan my doodmaak, kan my lewe vat nie, want my lewe is weggesteek in Christus. Vriende, hierdie is 'n grootse gedagte, so uniek. Daar is nie nog 'n godsdiens wat dit het nie. In hierdie proses word ek ewebeeld van God, van Jesus, in sy goedheid en liefde en verdraagsaamheid en genade en dit alles wat hy gee in sy onregverdige lyding. Dan kan onregverdige behandeling nie meer enige iets by my wegvat nie. Want ek het alles in hom. En vriende, as ons Vader dit sien gebeur, sien hoe ons so reageer op onreg, dan juig hy. Dan juig die engele in die hemel. Want dan kom sy koninkryk. Daar en dan word dit sigbaar, tasbaar, en wie weet wat dit aan daai ongelowige, onregverdige mense hart kan doen. As die kettinge van Petrus hulle afval en die tronkdeure oopgaan, hulle psalm sing nadat hulle gevang is, Handelinge 16, en hulle is vry om te loop, toe Charlotte rukkie terug hieroor gepreek. Wat doen hulle? Hoe beoefen hulle vryheid? Hulle gebruik hulle vryheid om in die tronk te bly. En so red hulle die lewe van die tronkbewaarder, wat hulle tot op daardie punt baie sleg behandel het. Ek seker Paulus hulle kon gedink het, maar Petrus hulle kon gedink het, man, hy het ons so sleg behandel, hy verdien die dood hiervoor. Nee, hulle is vry daarvan. Hulle red uiteindelik nie net hierdie man se fisiese lewe nie, hy kom tot bekering. Wat moet ek doen om gered te word? Om so vry te wees, soos julle is. Hy sien iets wat hy nog nooit gesien het nie. Nou, dit gaan nie altyd gebeur dat mense so reageer nie. Maar dit kan. Wie weet? Die punt is, ons doen dit omdat ons weer lewe soos ons gemaak is om te lewe. Vir die goedkeuring van een, vir die lof van een iemand, vir God alleen en vir liefde vir ons naaste. Dis hoekom ons dit doen. En, bring ons by die derde punt, ons doen dit ook, ons onderwerp onsself aan onregverdige behandeling, omdat ons geroep is om in Jesus se voetstappe te volg. Luister na vers 21 tot 23, waarop ons fokus, maar net eers vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan volg. Luister mooi, vriende, ons is hiervoor geroep. Ons is geroep om onregverdige lyding, ongeregverdige behandeling te verduur. Nadat ons alle wettige maniere gevolg het en aanhou om wettige maniere te volg om dit aan te spreek, is ons geroep om dit geduldig te verdra en aan te hou goed doen. Dis nie ons lot nie, dis nie, ek is nou 'n slagoffer hiervan nie, dis ons roeping. Waarom? Want ons koning wat gekom het om die probleem van ons sondige harte te kom oplos, het ons op die manier kom red en so vir ons 'n voorbeeld gegee, sodat ons in sy voetstappe kan volg. Hy was sonder sonde. Geen bedrog in sy mond nie, vers 22. Hy kom dra ons sondes in sy liggaam op die kruis uit, vers 24. Ons verlossing kom deur sy helse onregverdige lyding heen.
Ons volg 'n koning wat ons kom red het deur onregverdige, verskriklike lyding deur te maak. Lyding wat ek daarom nooit hoef deur te maak nie. Om ons te red, te verlos en vir ons die ruimte te skep waar ons nou kan veg teen ons sonde, teen ons selfsugtige harte. En teen hierdie harte wat net gedien wil word, wat God net wil gebruik, misbruik, wat God wil ontken. Hy skep vir ons ruimte om daarteen te veg. Ek hoef nooit die lyding te ervaar van deur God verlaat te word nie. Hy kom sterf, sodat ek vry kan raak om self daai oordeel te moet dra, en dat ek kan stry teen hierdie opstandigheid in my hart, stukkie vir stukkie gesond kan word, kan leer hoe om God en my naaste weer lief te hê. Hy het my kom red deur sy onregverdige lyding heen, en nou wil hy my volkome nuut maak, my verder vir hom afsonder deur my onregverdige lyding heen. En daarom roep hy my, stuur hy my, en jou binne in sulke moeilike situasies, en ek weet nie wat beleef jy op die oomblik nie, is dit by jou werk, is dit op 'n ander plek in jou lewe? Ons almal beleef iets van die onreg van die regering se kant af, nê. Ons kan daaroor dink. Miskien is dit 'n juffrou of 'n meneer wat jou sleg behandel. Die ding is, God roep ons in sulke situasies in. Dit moenie vir ons vreemd wees nie. Kan jy sien dat dit glad nie kan sin maak as jy nie God se wêreldbeeld het nie? As jy nie verstaan dat jy gemaak is om 'n diensknegt te wees van God en van mense nie, as jy reken die fout lê oral behalwe by jouself, net by daai slegte mense daar, of daai slegte sisteme, en nie in die eerste plek in jou eie hart nie. As jy reken die oplossing lê gewoon in beter wetgewing, beter polisieering en in gewelddadige oorname van die slegte mense en in mag hê, dan is dit wat Petrus hier vra onsinnig, dan is dit belaglik om jouself te onderwerp. Dit gaan ook belaglik wees as jy reken daar is geen God nie en ons lewe gewoon om gelukkig te wees en gemaklik te wees en die beste te maak van hier en nou, dan is so 'n opdrag sinneloos, dan is onregverdige lyding iets wat jy ten alle koste moet stopsit of vermy. Maar as jy besef waarvoor jy gemaak is en waar die fout lê, en dat jou verlosser jou hiervan wil vrymaak deur jou hoe langer hoe meer te laat stap in sy voetspore, dan is hierdie baie goeie nuus. Dan is dit nuus wat hoop gee, nuus wat vrymaak. Onregverdige lyding is in die opsig genade van God af. Dis hoe hy stukkie vir stukkie ons harte wat siek is van selfsug en hoogmoed wil gesond maak, ons nederig wil maak. Dis hoe hy vir ons genesing wil bring. My swaar kry, vriende, as gelowige is nie meer straf van God nie. Is nie maar net die bitter gevolge van 'n stikkende en opstandige wêreld nie. Nee, dit word vir my intieme gemeenskap met Jesus, soos ek in sy voetspore volg. Dit word die krag waarin ek ook leer hoe om soos hy, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Dis hoe ek gemeenskap, ek deel in sy lyding op hierdie manier. Vriende, om so onreg te verdra, is ook nie om iemand met moord te laat wegkom, spreekwoordelik nie. Waartoe ons opgeroep word is om op te hou regter speel. Want dis wat ons baie keer doen, nee. Ons word regter en sommer teregsteller ook, en skielik sien ons net die persoon wat ons nakom so onreg raak. Nee, ons mag nie. Deel van die krag om te kan doen, om te kan onreg verdra, onregverdige swaarkry verdra, is om te weet, daar is 'n regter. En ek is nie hy nie. En om dan vir jou, wat my so behandel, gewoon oor te gee in sy hande, sodat ek aan jou kan aanhou goed doen. As jy nie tot inkeer kom nie, gaan jy voor hom staan, vir wat jy aan my gedoen het. Die ding is net, ek het genade ontvang, ek weet hy het my vergewe en my vrygespreek, so ek lewe nou vir sy goedkeuring, en so ek volg sy voorbeeld, omdat hy my geroep het hiervoor. Wat 'n vryheid. Kan jy iets van dit sien? Vryheid, hierdie hoop. En wat nog meer is, vriende, en dit is ons laaste punt, hy los ons nie vir 'n enkele oomblik alleen nie. Nee, ons was vers 25 soos dwalende skape, maar nou het ons teruggekeer na die herder en die opsiener van ons siele, van ons lewe. Ons het hierdie lydende verlosser Jesus Christus vir ewig as herder en opsiener, as bewaker, sê die nuwe vertaling van ons lewe.
Peter is al reg deur hierdie gedeelte nê aan uit Jesaja 53. Ons het nou nog nie gesê nie, maar gaan lees gerus veral vers 5 en 6, maar eintlik die hele hoofstuk. Ek en jy kan onreg verduur en die Here kan dit kragtig gebruik om my meer en meer soos Jesus te maak en om ander mense tot bekering te roep, hulle oor te bring uit die duisternis na die ryk van die lig toe. Dis die hoop. Maar ons sal dit net kan doen as ons weet ons het 'n herder, 'n verlosser, 'n herder wat sy lewe vir ons afgelê het, 'n herder wat ons roep om hom te volg. Hy's nie net by ons nie, ons is met hom verenig. Ons is in hom, ons het saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan. As opsiener, bewaker van ons siele, van ons lewe, het hy een fokus. Dis om ons veilig te bring tot in die Vader se volmaakte teenwoordigheid, op die nuwe aarde, in die nuwe hemel, want ons is vir hom kosbaar, hy het ons met sy bloed gekoop. Jy sien, mense se onreg, mense se woorde, mense se beledigings, kan jou net raak tot die mate waarin jy hierdie waarheid weet en glo en daaraan vasgryp of nie daaraan vasgryp nie. Okay, hoe dieper ek hierin vasgryp, hoe minder gaan mense se beledigings my laat voel of ek niks en niemand is nie. Hoe minder gaan hulle vervolging, hulle onregmatige behandeling van my laat voel of ek alles gaan verloor, want ek het alles in hom. Kan jy sien, hy is my bewaker, hy is my herder. As ek self die bewaker en herder en die opsiener van my siel en my lewe is, dan moet ek veg vir my plek. Maar as hy is, dan kan ek dien en lief hê, selfs al kos dit alles wat in die oë van die wêreld so kosbaar is, selfs al kos dit my lewe. Vriende, laat ek afsluit. Ek dink die meeste van julle wat luister vandag, sal julle self identifiseer as Christene. As jy nie 'n Christen is nie en jy luister nog steeds, dan sal ek graag wil hoor, wat dink jy van hierdie troos en hoop en hierdie manier van deel met onreg, want ek seker jy beleef het ook, hoe deel jy daarmee? Maar meeste vir ons hier is Christene, en die vraag is egter vir ons as gelowiges, lidmate van die Gereformeerde Kerk Randburg, ken ons die krag? Ken ons die vryheid? En die hoop wat hierdie bring? Leef jy bewustelik, ook in hierdie coronatyd, in die onreg wat jy beleef, in God se verhaal in? Is sy antwoorde op die 3 vrae waarmee ons begin het, jou lewensfilosofie, dat hy jou gemaak het vir homself, dat jou hart net vir jouself wil lewe, sien jy dit raak, maar dat Jesus jou kom red het, kom nuut maak het, kom vry maak het hiervan, en dat hy jou nou deur onregverdige lyding heen, finaal van hierdie sonde wil bevry, en jou so wil gebruik, om sy goeie nuus uit te dra, totdat hy weer kom. Leef jy in hierdie verhaal in? Verstaan jy dat dit uiteindelik net sy goedkeuring is wat saak maak, niemand anders nie? Dat hy jou roep om in sy voetspore te volg. God jou roep om in Jesus se voetspore te volg. En dis 'n pad van onregverdige lyding. Maar dis ook 'n roeping waar langs hy jou hoe langer hoe meer nuut maak. Langer hoe meer genees. Besef jy dat jy 'n herder het? Hy is die bewaker van jou lewe wat beloof hy sal wat hy begin het en tyd voltooi. Hy sal dit klaarmaak, gelowige. Leef jy hierin? Verstaan jy waarom Peter se opdrag nie vir ons 'n opsionele ekstra is nie, maar wesentlik deel is van ons roeping in ons werksplekke, as burgers van hierdie land, as burgers van die wêreld. Kom ons gaan leef hierin, kom ons sien die hoop, kom ons sien die genade hierin, dat God ons hiervoor roep, dat hy so by ons is, en ons gaan leef voluit hierin, ons vat mekaar se hande om so diensbaar te wees, onsself so te onderwerp, nederigheid en alle respek, selfs al onregverdige baase en regerings, om so sy koninkryk te soek, tot eer van sy naam. Amen. Kom ons raak so 'n oomblik stil, en dan lei ek ons in gebed. Here, op hierdie dag van verootmoediging, op hierdie dag waar ons ook dink aan die uitstorting van ons trooster, ons intieme nabye God en Here in ons harte, die Heilige Gees,
in ons lywe, in ons lewens, nie waar ons aan hierdie twee dinge dink, verootmoediging, die Gees, kan ons nie anders as om die Gees se stem te hoor wat ons oproep tot diep selfondersoek oor ons hartsgesindheid. Here, ons het so baie keer nie u wêreldbeeld. Ons het so baie keer ons eie beeld van hierdie wêreld, ons eie oplossings, ons eie idee van wat fout is, ons eie idee van wat die ware lewe is. Ons wil dit voor u bring en bely en vra, maak ons nie, gee ons u perspektief, wys ons waarvoor ons gemaak is, diensknegte om lief te wees vir u en ons naaste. Wys ons harte hoe ons onsself wil lief hê en wil dien. Wys ons die oplossing, ons Here Jesus Christus, wedergeboorte deur die Gees, berou en bekering, nuwe lewe deur onregverdige lyding heen. En dat ons dit sal vasgryp. Dankie dat u ons hiertoe kom oproep deur Petrus. Ons dankie, Vader, dat ons 'n vryheid het hierin. 'n Vryheid wat u vir ons bring deur hierdie roeping en opdrag. Ons dankie dat dit u opdrag is, dat u ons hiervoor roep om so in Jesus se voetspore te volg en agter hom aan te stap op hierdie manier. Ons dankie vir die belofte dat u by ons is, herder, opsiener van ons lewe. Ons dankie dat u juig en vol lofprysing is en eer aan ons betoon wanneer ons inderdaad so leef. Want ons in daai opsig gaan deel ook in u heerlikheid, Here Jesus. Dankie dat u koninkryk so laat kom. Here, hoe weet ons watter mense u na u toe wil roep wanneer ons onsself so onderwerp, as ons so teen die natuurlike, teen die wêreldse maniere van leef ingaan en op hierdie manier u dien. Help ons daarmee. Here, ons land het dit nodig, ons wêreld het dit nodig, veral in hierdie tyd waar daar so baie dinge gesê word oor ons regering en oor waar daar eintlik so opstandigheid is teenoor alle forme van gesag, ook teen die kerk se gesag. Dat ons mense sal wees wat anders leef, wat anders is, omdat ons aan u behoort, omdat u ons kom vrymaak, omdat u besig is om ons nuut te maak, omdat ons anders kyk na die wêreld deur u oë. Help ons om so te kyk. Here, ons bid vir elkeen wat in hierdie tyd verskriklik swaar kry. Ons bid vir hulle wat ons ook van gehoor het in ons nuusblaadjie. Ons bid vir hulle wat by 'n graf was in die week, wat sy harte seer is, wat huil. Wil jy regtig vir hulle vashou en vir hulle diep troos met hierdie perspektief. Alle lyding, selfs ook onregverdige lyding, kan vir 'n gelowige wondere verrig. Dit kan ons meer soos u maak, dit kan ons vry maak. Dit kan ons laat deel kry aan die heerlikheid. Asseblief dat hulle dit so beleef. Hou ons vas. Seën ons ook nou as ons liefdegawes gee. Seën ons as ons verder u loof en prys en as ons u seën ontvang, dat dit regtig diep in ons harte sal indring. Tot eer van u naam. Ons bid dit in die naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Ons gaan antwoord met Psalm 119. Hier is ons liefdegawes. Die eerste waarmee ons antwoord net op die Here se woord is die gee van ons liefdegawes. Kom ons gee dit met ons hele harte, nie uit dwang nie, maar as vrywillige gewers, omdat God ook ons geld en ons goederes wil gebruik in die koms van sy koninkryk. Kom ons neem 'n oomblik en jy kan pause en met Snapscam of Zapper of met die EFT net jou bydra maak. Kom ons sing saam. Psalm 119 vers 23 en vers 25 in reaksie ook op die prediking. Kyk hoe kom hierdie gedagte van swaar kry wat ons verander al reeds uit die Ou Testament, maar Jesus het dit natuurlik vir ons volmaak moontlik gemaak. Kom ons sing hierdie wonderlike verse van Psalm 119. Op verkeerde pad gewaar.
Here stuur ons uit, ons as mense wat ons skuld voor hom gebring het en dit bely het, ons as mense wat opnuut sy woord gehoor het en daardeur geheilig is, mense wat in die krag van sy gees leef, stuur hy ons uit met hierdie wonderlike seën boodskap. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ek herinner julle maar net weer aan die geleentheid om te gee en seën vir die middag. Mag dit 'n dag wees en 'n week net vol van 'n bewustheid van hoe die Here met ons werk en hoe hy nie vir ons los nie en hoe hy ons selfs deur baie swaar kry heen, vervolging heen, wil gebruik tot sy eer en wil vorm tot sy eer.